Hilltop Live has announced that an extra Mumford & Sons show has been added to the band's South African tour. This comes after tickets for the rock band's other shows in Cape Town, January 29th, Durban, February 3rd, and Pretoria, February 6th, all sold out within minutes. Mumford & Sons, die band, ken jy hulle? Hulle kom Suid-Afrika toe, gaan jy hulle kyk? Is dit iets wat jy na luister? Love hulle, my man se gunsteling band. Ons het ongelukkig nie kaartjies nie. Dit was in Kroasie en daai 2 minute wat dit uitverkoop het. So sou graag wil gaan, maar nee, het nie kaartjies nie. Ek dink hulle musiek is vreeslik impakvol. Ek dink die vrae wat hulle elke dag vra honderde duisende mense, ek being one of them elke dag. En deur om te luister, gaan dit nie noodwendig vir jou antwoord gee nie, maar dit help jou om nie alleen te voel nie. En daar's ander mense wat dieselfde vrae het as jy. Ek het geen probleem dat daar iemand soos Jesus was nie. Geen. En dat hy 'n besonderse mens was wat ek selfs ook navolg. Daar's goed wat hy sê, daar is nie 'n beter speech op hierdie planeet as die bergpredikasie nie. Dis wonderlik, ek glo dit. Ja, daar was 'n ou soos Jesus. Ek glo hy's gekruisig 10-1 as jy gaan kyk hoe daai tyd gewerk het en hoe hulle dis ja. Sy graf is leeg. Ja, heel waarskynlik. Dalk het sy ouens dit kom steel, whatever, daar's klomp redes. Gesê het as ek regtig by die punt gekom het waar ek gedink het nee, die Bybel is nie gesagvol nie. Ons kan dit nie regtig glo nie. Dan sou ek regtig my geloof verlaat het. Trouwens ek het baie menige Christene vandag nog ontstel ek gereeld, wil te sê is as ek agterkom, jy weet, ek kan nie die Bybel vertrou as God se woord nie. Dan sal ek dit alles los. Ek hou van daai energie en ek hou van die feit dat hy oop is oor wie hy is in sy journey. En dit raak my baie diep. So sal jy sê oopheid, hierdie liefde, al daai goeders beweeg mens meer om te glo soos iemand wat so optree. Ja. Verseker. My probleem is baie keer as ouens byvoorbeeld sê hulle glo in liefde of vergifnis, maar hulle is rassisties. Of hulle kan seker goed dit maak jy hoor wat ek sê. Dit vat vir my, dit is daai ding van moenie vir my sê wat jy glo nie, wys dit vir my. En ek dink as Rudolf kom en hy sê hy glo in 'n God van liefde en hy glo Jesus is dit ook geopenbaar en hy leef dit soos wat hy dit leef. En dit is vir my ongelooflik mooi. Jy weet dit intrigue my. Want as 'n agnostikus sê ek weer eens, ek sê nie ek het die antwoorde nie. So as God vir jou genoegsame liefde is, dink jy dit sal jou kan laat glo in 'n God wat nie wetenskaplik bewysbaar is nie? Ek dink so. Dit sou my in elk geval beweeg na die kant om te sê hoor hierso, goed. Hoekom kan ek nie in my model dan so God intrek as ek dit so kan stel? Die claim wat hulle maak, nie noodwendig ek nie, die claim wat hulle maak is dat hulle denkend is. Dat hulle dink oor goed, dat hulle boeke lees. En dat dit, jy weet, dat redelikheid met ander woorde die grondslag is vir hulle skeptisisme. Nou dit frustreer my. Want my gevoel en my belewenis is dat as ons net na redelikheid kyk, is daar so baie dinge wat hulle nie in ag neem nie, wat hulle uitlaat. En ek dink dis waar my frustrasie vandaan kom. Ek is vriende met baie van hierdie mense. En dit is 'n ongoing vriendskap wees my hele lewe lank. Dis nie 'n frustrasie wat ek het, maar ek leer baie. Ek leer baie by hulle. Ek moet jou sê, Christene vaar nie goed in die algemeen met hierdie soort van gesprekke in terme van die kerk nie. Ek wens Christene wil uit hulle dop uitklim en besef hoe radikaal die liefde is wat Christus voorgestel het ons moet hê vir alle mense. En ek dink voor die kerkie daar kom, wat ons verragtig letterlik die mense meer lief gaan hê as enigiemand anders, gaan niemand ons glo nie.